van die Here te wees? Is jy bly om vanmorgen in die huis van die Here te wees? Amen, halleluja, ek het die so plek neem. Ek weet, dit is koud daar buiten, ons sal die mindset recht krijg. Ek dink ons krijg die mindset recht voor ons begin. Dit is vrek warm buitenkant. Voel lekker blaas ons aircons. Dis dit nie lekker nie. Jy het nie nodig om koud te kry nie, jy is op die beste plek. Ek van vrou Wans, jy sê om jy is op die beste plek. Amen, halleluja, loof die Here. As jy my ons saamgebring, blaai vir ons saam met my. Na 2 Samuel, die 7de hoofstuk, kan hulle vir my sê, die vir die monitor kom afsit, een van die musikante. Hy sê, 2 Samuel 7 vers 10, hy sê, en ek sal vir my volk Israel 'n plek bestel, en ontplant, dat hy op sy eie plek kan woon, en nie langer verontrustig word nie, en kwaaddoeners sal hom nie meer verdruk, soos vroeër nie. Kom ons bid saam. Vader, met 'n wonderlike voorreg om vanmôre in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie oor ons nie, dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanmôre bid, o Gees van God, wat alle verstand te bowe gaan, dat U vanmôre sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom vul ons toe met U liefde en die genade, dat ons sal hoor en verstaan wat U vanmôre vir ons sê. Dankie dat ons weet, Here, omdat U hier is, het ons geen vrees nie. Ons aanbid die wonderlike naam van Jesus Christus en ons dank U daarvoor in Jesus naam. En die volk van die Here sê, Amen. Amen. Ek wil vanmôre so 'n bietjie met jou praat oor, partykeer is ons op die plek, maar nie in die plek nie. Dit klink dalk 'n bietjie snaaks vanmôre, maar ek moes na 'n paar goed gaan kyk het, want ek is partykeer op die regte plek, maar ek is nie in die regte posisie nie. Ek is nie in die regte plek nie. En waaroor dit gaan is dat ek het iets agtergekom, dat God kan my net sien as ek op plek, in plek is. Dit klink dalk verskriklik, maar ek het nogal baie hieraan gaan sit en dink, want daar was 'n man met die naam van Naaman, wat melaats was. En daar was 'n Joodse diensmeisie, 'n Joodinnetjie gewees, wat bevriend was, of sy het vir Naaman gewerk, vir Naaman se vrou gewerk eintlik. En dit is nogal bitter snaaks dat hierdie vrou was in plek. Want ek wil hê dit verstaan vanmôre, ons dink baie keer, as ons in die plek is wat God wil ons moet wees, sal groot dinge gebeur. God het baie keer mense geroep om in plek te wees met klein dingetjies. Dit is baie keer belangriker om al die klein dingetjies reg te doen, as om een groot ding reg te doen. Ek wil hê dit verstaan, want as jy nie al die klein dingetjies reg doen nie, kan die groot ding nooit gebeur nie. Hierdie vrou is op plek, in plek, want jy sien, sy werk in die huis van Naaman, sy maak die beddens op en skrap die toilets en dinge wat sy moet doen as 'n werkster, maar sy's in die posisie wat God wil hê sy moet wees. Want jy sien, daar kom 'n stadium wat Naaman, hierdie leerowerste, hierdie generaal van die weermag, kan ek sê, of die minister van die weermag, om het makliker te verstaan, hierdie groot ou word melaats. En dadelik kom dit in haar hart op. Ek moet hom net by Elia uitkry. Jy sien, ek wil hê moet vandag verstaan, om op die regte plek te wees, en in die regte plek te wees, die regte posisie te wees, beteken alles. Want hierdie vrou gaan, en sy gaan na Naaman se vrou toe. En sy sê vir hom, as sy net by Elia kan uitkom, kan Elia hom gesond maak. En dadelik begin hierdie in my hart op te kom, en daar's baie mense en baie plekke in die woord van God wat ek verstaan. Ons is dalk nie in die plek wat ons dink is reg nie, maar kan ek dit vandag vir jou sê, die plek waar jy is vanmôre, is die plek waar God jou op die oomblik wil hê.
pastoor, maar ek gaan weer 'n swaar stryd en 'n diep krisis, ja, en? Jy's besig om te leer, jy's besig om geskool te word, dat wanneer jy hier uitkom, iets heeltemal anders met jou lewe kan gebeur. Jy sien, ons verstaan nie altyd hierdie goed nie, want ek het nogal dadelik gaan sit en dink, en ek het dadelik gaan kyk na 'n man soos Moses, want hy was in die paleis, hy het in die paleis groot geword, ons almal ken die verhaal, hy het in die paleis groot geword, hy het toegang gehad tot die koning, alles was reg, en hier kom die duiwel met een daad, een ding wat hy verkeerd doen, hy slaan aan ou dood. En wat gebeur? Omdat hy hierdie ou doodslaan, klim hy plek uit. Storie waarvan praat jy? Kan ek dit vanmôre vir jou sê? Baie van ons wat vanmôre hier sit, is in die regte plek, op die verkeerde plek. Storie waarvan praat jy? Baie van ons is vanmôre in die huis van die Here en dis die regte plek om te wees. Maar ons is dalk nie in die posisie wat God wil hê ons moet wees. Hoekom nie, pastoor? Want weet jy wat, baie keer lyk hierdie ou se werk vir my so ons wil graag dit doen. En daai ou se diensbaarheid, ek sê maar ek wil graag dit doen. En weet wat, God het jou geroep vir 'n spesifieke doel na hierdie plek. En daarin begin die Here met my hieroor te praat, want jy sien, ek wil gaan kyk het, want vir 40 jaar, ek weet nie of weet jy dit nie, vir 40 jaar het Moses in die woestyn gebly, voordat hy teruggegaan het, om die volk van Israel te gaan haal. So vir 40 jaar word hy geskool in hierdie woestyn, in hierdie omstandighede, dat toe hy teruggaan na die koning toe, en hom toe en hom sê, luister, ek wil die volk van God uitlei, toe gebeur daar iets, hy trek vir 40 jaar terug woestyn. Klink nie so lekker nie. But if I know the ropes, it's easier. As ek weet wat kan gebeur, is dit makliker. As ek weet wat om te verwag, is dit makliker. En dadelik begin die Here met my hieroor te praat, want jy sien, hier het my geweldig gepla, dat ek partykeer op die plek is, maar nie in plek nie. En dadelik dink ek daaraan, hoeveel mense, hoeveel manne was op die plek, maar nie in plek nie. Pastoor, hoe kan jy vanmôre so sê? Want weet jy wat? Johannes, Jakobus en Petrus gaan saam na die tuin van Getsemane toe. Hulle is in die plek, maar nie op die plek nie. Hulle verstaan dat hulle daar is om te bid. Hulle verstaan dat daar iets gaan gebeur. Hulle weet nog nie wat nie, maar wat gebeur as gevolg van die feit dat hulle nie luister nie, raak hulle aan die slaap. En dis baie keer ons probleem, as dinge nie gaan, soos wat ons dit wil hê nie, dan vra ons baie keer die vraag, Here, is ek op die regte plek? Kan ek dit vanmôre vir jou sê, jy's op die regte plek, jy's dalk net in die regte posisie. Jy's dalk net in die verkeerde plek hier. Paulus, wat 'n fenominale prediker was, 'n fenominale man was, vervolg die Christene. Ons almal ken die verhaal, Handelinge, waar hy kom in Handelinge 9, waar hy met Damaskus ondervinding het, waar hy op pad is om die volgelinge van Jesus te vervolg en hulle dood te maak, kom hy op 'n stadium, en toe hy daar kom, toe omring 'n liggaam, en daar kom 'n stem uit die hemel uit, wat vir hom sê, Saul, waarom vervolg jy my? En wat vir hy, wie is u Here? Het is baie belangrik dat jy hoor, hy sê, wie is u Here? Hy sê, ek is Jesus, die wat jy vervolg. Hy sê, is hard om die prikkels geskop. Dis moeilik om die waarheid baie keer raak te sien, maar nie dit te wil aanvaar nie, want dit strook nie met wat ek wil hê nie. Dis baie keer moeilik om dinge te sien en te weet, wel, dit kan werk, maar ek wil dit nie vat nie, want dit is nie my plan nie, of dit is nie my gedagte nie, of dit is nie my idee nie. Kan ek dit vanmôre vir jou sê, dit vat partykeer 'n ondervinding, dit vat partykeer dat God jou moet vat en 'n ontmoetingsplek met jou kan reël, sodat jy kan hoor en kan sien. Dis amazing.
amazing. Wat is die eerste ding wat God van Saul wegvat? Sy sug. Hoekom? Solank ek en jy sien, vertrou ons op wat ons sien, en nie wat ons hoor nie. En wat gebeur met ons? Sy sug word weggevat, dat hy kan begin vertrou op wat hy glo, en nie wat hy sien. Jy sien, ek moet dit verstaan, want hierdie het my hart nogal aangeraak, en dit het my geweldig diep laat dink, want ek verstaan hoe dit voel, om op die regte plek te wees, of in die regte plek te wees, maar ek verstaan hoe dit voel, om uit plek uit te wees. Dit is so goed, ek loop in 'n skwadron, in die weermag, en wat gebeur? Ek is uit pas uit. Het jy al gesien as 'n klomp manne in pas loop, en een ou is uit pas uit, as jy hom dadelik raak. Hy pas net nie in. Kan ek dit maar vanmorgen vir jou sê, en terwyl ek gisterand met God hieroor praat, sê die Here vir my hierdie woorde, ek wil hê, jy moet in die plek kom. En daarom ek het nie verstaan nie, want jy sien, hierdie is 'n mentaliteitsskuif, wat ek baie keer moet maak. Ek sit baie keer in 'n plek, dan sit en nou net nog oor die dinge van gister. Ek sit en nou nog oor die petrolprys en die kosteprys en die elektrisiteit en die ANC en ek nou oor soveel dinge. Ek is in die plek, maar ek is nie op plek nie. In plaas van dat ek in die plek wakker word en sê, hey, met my God loop ek 'n bendestorm. Met my God spring ek oor 'n muur. Daar's niks en niemand wat my God kan keer vanmorgen nie. Jy sien, dis wanneer ek op plek is en in plek is, dat my fokus op hom is. Dadelijk, toe begin ek hier aan te dink, want hy sê, ek gaan vir julle 'n plek maak waar julle gaan plant. Snaaks soveel mense groei nie waar hulle geplant is nie. Verstaan ook nie. Is daar fout met die kos, is daar fout met die water, niks fout met die kos, niks fout met die water nie. Jy weier om op te neem wat God vir jou gee. Jy staan so sinnes en kyk na die waarheid, maar sê, dis vir iemand anders bedoel, dis nie vir my bedoel nie. Of as word my skopgraaf Christen, ken jy hulle? Dis al wat die sit in die graaf. En die oomliks pastoor preek, skep die preek op, gooi hom net wat anders toe, want dit is onbedoel, dis nie vir my bedoel nie. Liever het vanmorgen hoor, want jy sien ek na hierdie ding gaan sit en kyk, die begin my geweldig te pla. Ons is vanmorgen op plek, maar dalk nie in plek nie. Hierdie vroukie kom by naam ons en sê, as jy net kan doen wat Elia sê, as jy net by Elia kan uitkry, waarvan praat jy vrou? Ek is melaats, daar is niks wat hulle kan doen nie, daar is niks wat hulle my lichaam kan doen nie, ek is op pad om dood te gaan, my lichaamsdele gaan begin doodgaan, en daar is niks wat niemand aan kan doen nie. Sy sê, as ek jou net by hom kan uitkry. En het vat partykeer oortuiging om iemand te kry, om te doen wat God wil hê moet doen, want wat sê sy vir hom? Hulle kom by Elia aan, Elia sê, gaan doop jouself, sê jy maar in Jordaan. Hy is so kwaad, hy sê, kom eens uit om my te groet nie. Hy is net van sy dienstigheid om my te sê. En sy vraag my vraag, sy sê weer, wat het jy om te verloor? Kan ek eens voor vir jou sê, ons gaan partykeer geestelik nie vooruit nie, weet jy hoekom nie? Ons het nog te veel om te verloor. Ons het nog te veel dinge waar ons vertrou. Ons het nog te veel dinge waar ons kyk en sê, hierdie kan dalk werk. Kom ons kom op die plek waar ons nie kyk wat moontlik kan werk. Kom ons kom op die plek waar ons sê, ek weet, dis wat God vir my bedoel. Ek weet, dis die plek wat God my wil hê, in die posisie, in die plekkie wat God my wil hê. En daar weet ek
hieraan gaan dink. Toe dink ek wonder of het iemand jou gevra wat het jy om te verloor. Jy sien, ek wil jy moet verstaan, niks verander in ons lewens. Absoluut niks verander in ons lewens as ons nie op die plek kom waar ons rock bottom slaan. Ek wil begin klaarmaak asseblief. Want jy sien, dat ek hier nou gaan sit en dink, dan kyk ek na Saul. Saul was alles wat hy in glo as verkeerd afmaak. Weet jy hoe moeilik is het om vir 30, 40 jaar in 'n kerk te wees en iets anders te glo en jy kom ergens op 'n plek en iemand wys vir jou die Bybel die waarheid. Dus soos ek, is dit wat ek geglo het verkeerd? Sê dit is verkeerd nie, wat ek wel vir jou sê is vir die Bybel sê, maak daarmee wat jy wil. Jy sien, Saul was rock bottom slaan, hy was bloot raak. Naaman moes laat raak voordat hy geluister het en gedoen het wat God sê. Moses moes vir 40 jaar in die woestyn bly en teruggaan sodat hy kan doen wat God sê. Jesus was die paleis verlaat van koningskap. Hy was afkom aarde toe. Vir 33 jaar tussen die mense loop om te wys hy is anders. He's not the same. Hoe kan ek so sê? Hy is in plek op plek. Hy kom in die woestyn, daar is 'n tekort aan kos. Hy vra vir 5 broodjies, 2 visies en 'n maaltyd vir 20,000. Jy sien, ek het iets geleer, as jy op plek, in plek is, kan God jou gebruik, nes vir sy wil. Maar weet wat is ons grootste probleem? Weet jy wie staan die ergste in ons pad? Ek! Die eie ek staan vanmorgen op die plek waar jy sê, kan nie vir dis wat God wil, ek wil nie. Julle almal ken my ma, lief vir die ou tannies, lief is vir chocolates, man. Daar was 'n stadium wat sy op haar knie die kerksaal se vloere geskuur het met 'n borskie. She started with the small stuff, die klein goedjies op die regte plek, in die plek. En ek dink my maat wil meer stuur na die Here toe gelei van daar af as ek. Hoekom? Want jy sien, God los jy nie altyd in een plek nie. Hy tel jou op na hoër hoogtes toe. Maar as jy in plek op plek is, kan hy jou skuif na die volgende plek. Weet wat is my grootste vrees? Mense, ek wil hier mooi hoor. My grootste vrees in my hele lewe is om partykeer op die regte plek te wees, maar nie in plek te wees. So waarvan praat jy? Ek het voor met 'n vrou gepraat en dit het nog op my hart geroer. Besig om vir die Here te werk. Maar iets het gebeur wat nie reg is nie. Dus het gesê, gaan omtrek, ek staan terug. En dadelijk roep ek haar na my kantoor toe, ek sê, ek vertel van het gaan, sy vertel wat aangaan, wie is die mooiste wat ek kom?
nie saamgaan met dit het gepraat word nie. En daarom besef ek, sy is op plek in plek. Jy sien het leven vanmorgen verstaan, jy kan in die kerk wees op die verkeerde plek nie. Maar betekent moet ons na God toe gaan en sê, Here, leer my wat van U moet ek doen. Moet nie verwag om daarom op die kans op te kry. It takes time. Maar verwag dalk om 'n vloer te skrob. Verwag dalk om 'n venster te was. Verwag dalk om mense welkom te heet. Verwag dalk om iets te doen wat ek dalk nie meer gemakkelijk is nie. Stem, dis nie wie ek is nie, ek ken om wie jy is nie, dis wie God wat jy moet wees, is jy die regte plek in die regte posisie. En weet wat die amazingste van ons, ouens wat op die plek is, maar op die verkeerde posisie, beïnvloed die ouens om hulle negatief. Want het gaan nie werk nie. Of ek hou nie van dit nie. As hy in posisie was, is daar nie tyd om te kyk wat die ons rondom my doen nie. Maar ek moet doen wat God wil hê. Sien kom Jesus. En hy hang aan 'n kruis. En toe aan die kruis staan, te dink ek, dis nie die regte plek nie. Dis nie die regte posisie vir 'n koning nie. Maar het ek geweet, it was his destiny. Maar het ek geweet, dis waarvoor hy geroep was. Kan ek iets vanmorgen vir jou sê, wanneer jy op plek, in plek is daar vrede in jou hart. Dan maak ek nie saak wat die wêreld my sê nie. Wat saak maak, is hoe God my sê. Dan maak ek nie saak oor hoe ek voel, oor wat hier gebeur nie. Wat saak maak, is hoe God hieroor voel. Dit verander my uitkyk totaal en al. Hoe kan jy so sê, pastoor? Baie maklik. It's not about me, it's about him. Toe die Jesus in die graf sit en sê, hierdie is nie 'n plek waar hy hoort nie. But he had to hit rock bottom. Op die derde dag, toe dit daar aankom, toe staan nie meer 'n liggaam in die graf nie, want hy het opgestaan en hy leef tot in alle ewigheid. Hy het opgevaar hemel toe, na 40 dae, miskien as ek ook hierdie vraag. Hy het na 40 dae opgevaar hemel toe, waar hy nou sit, volgens Markus 16, aan die regterhand van God die Vader. Die regte plek, in plek, vir my en jou. As dit nie was, dat hy daar gesit het, was daar nie genade vir my en jou nie. Om op plek te wees en in plek te wees, is nie noodwendig tot voordeel van jou nie, maar tot voordeel van ander. Hoekom? Sodat sy koninkryk daardeur kan bevoordeel word. Elke oor verbuig, elke oor gesluit. Ek wil nie niemand moet rondkyk nie. As jy vandag hier sit en sê, Here, ek weet ek is op plek, maar ek weet nie of ek in plek is. Ek is so bang, ek is in 'n posisie wat ek nie in moet wees nie. Want
Want jy sien, as ek buite posisie is, gaan ek seer kry. As ek buite posisie is daar dinge wat my gaan vang. En dit gaan vir my voel, ek is nie in plek nie. En daarom wil ek vanmorgen bid, Here, help my om in plek te kom. En in plek te kom. Van wat U wil hê ek moet doen. Nie wat mense sê nie wat anders sê nie wat ander dink nie, op plek in plek. Solang ek in die teenwoordigheid is. So jy vanmorgen hier is, en jy sê, dis so my hart voel, steek op jou hand na God, ek wil saam met jou bid. Dankie vir die hand, dat recht oor die gehoor opgaan. Ek wil jou vraag as jy hand gesteek het, sal jy saam met opstaan, asseblief, ek wil graag saam met jou bid. Onze Vader, wat in die hemel is. Here, miskien is ek op plek, maar nie in plek nie. Miskien is ek nie op die plek waar U wil hê ek moet wees, en ook nie in my plek nie. En dit gaan beteken, ek is uit verhouding uit, en ek wil vanmorgen terugkom op die plek waar U wil hê ek moet wees. In die plek waar U my kan gebruik. Here, ek wil myself uit posisie kry, ek wil die eie ek weggooi, ek wil het heeltemal wegskuif, ek wil op plek, in plek wees. En ek wil vra, Here, gebruik my, net soos wat U wil. Lang genoeg het ek dat sonde gemaak het, dat ek nie op plek, in plek kan wees nie. Lang genoeg het my omstandighede gemaak, dat ek nie op plek, in plek kan wees nie. Lang genoeg het ek probeer verskonings maak. Ek wil vanmorgen kom en sê, Here, hier is ek. Op plek. Plaas my in plek, asseblief, Here. Dat ek moet doen, wat U wil hê ek moet doen. Here, ek gee nie om onder te begin nie. Want ek weet op die regte tyd sal U my verhoog. En ek is so dankbaar dat die Bybel sê wat laatst is en eerste wees. Oh, what an amazing feeling. Om te weet as ek onder begin, sal ek bo uitkom. As ek laaste was in almal se oë, sal God my vat op die regte tyd en eerste maak in almal se oë. Here, ek wil U loof vir die prys. Ek wil U verheerlik, want as niemand soos U nie. En U kom toe al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons hart in Jesus naam. Amen. Ek kan die sitplek neem. Vra die broers om te geweld om die nachtmaal na vore gekom. En jy hoef nie vanmorgen hier te sit en sê, ja, maar ek is nie in die kerk nie. Hier, wat hier boven die tafel aan gaan woord nie ons, dit woord van God. Jesus het hier ingestel en dit is nie vir iemand ingestel, dit is vir allemaal ingestel. So of jy nou lid is van die kerk of nie, maak jy saam die hele nachtmaal gebruik saam met my. Die Bybel sê dat in die nacht het die geraais het die brood geneem en het gebreek en hy het gesê, neem eet, hierdie is my lichaam. En hierdie was vir een van die mooiste goed wat daar zeer sekerlik gesê is wat dit beteken een ding. En dit is as ek dit vat en in my mond sit en dit sluk, is ek in hom en hy in my. Jy sien, dit is wat het vanmorgen so fantastisch en so lekker maak om vanmorgen te weet, ek is in hom en hy is in my. En as jy vanmorgen hierdie broodjie vat en jy eet hom, vat hom en sê, Here, skuif U in plek op my plek. Want weet wat, God kan in jou hart, God kan in jou lewe wees, maar hy is nie in jou hart nie. God kan in jou hart wees, maar hy is nie op jou mond nie. God kan in jou mond wees, maar hy is daar nie in jou lewe nie. Skuif my op plek. In plek.
my Here, ek wil wees soos wat jy wil hê moet wees. Amen. Dank vir die rus ons met die volk. Wanneer jy die woorde vanmorgen uitsing en ek moet brandend in jou hart draag, dat sê, my sins are forgiven, my future is heaven, and I praise God for what he's done. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil het uitsing vanmorgen, ek wil het uitroep vanmorgen, ek wil vanmorgen sê, al die eer van die Here, hy is waardig om geprys te word. Het gaan nie vanmorgen oor my nie, gaan nie oor jou nie, het gaan oor die koning van die konings en die Here van die leerselaar. Kom ons sing het saam. What is God?
Net soos wat lofprys en aanbidding 'n deel is van ons godsdiens. Dis 10de deel van ons godsdiens. Die Bybel sê dat toetsmede is, en kyk of ek die sluise vir jou en vir jou gedoen maak. Ek wil vandag vir jou sê, ek het iets geleer in my lewe. You can never outgive God. Ek het partij maanden, dan kom ek by 'n plek waar ek het gegee en denk ek, ek weet nie hoe ek dit maak. En dan kom God in. En dan krijg ek soveel meer dat ek nog kan uitgee, want is lekker om te gee, as ons ontvang. Ek wil even dit vanmorgen weet, God het het blijkbaar gegee met lief.